Wees eerlik. Twyfel jy ook soms? Een van die dae vier ons weer Kersfees. En natuurlik is dit een van die mees betekenisvolle herdenkingsdae van die koms van Jesus, die Seun van God. Die God wat mens geword het en tussen ons kom bly het. Glo jy dit? Glo jy dit regtig en leef jy dit? Of het jy dalk ook al soms, miskien net in 'n vlietende sekonde gedink, kan dit werklik waar wees dat God self hier tussen ons kom woon het? En wanneer jy daaroor wonder, laat dit jou ook skuldig voel dat jy wel so dink. Wel, kom ek herinner jou vandag aan die twyfelmense ook in die Bybel. Abraham het nie geglo dat God in staat is om vir hom, wat 100 jaar oud is en Sara 90 jaar oud is, 'n kind te gee nie. Hulle lag as dit ware vir God se belofte. Maar dan word dit waar. Isak word gebore en Abraham se geloof word sterker vanuit sy twyfel. Gideon wou nie glo dat God hom sal help om sy vyande te verslaan nie. Nee, hy toets God 'n paar keer met 'n wolmat. God doen die wonderwerke en Gideon behaal die een oorwinning na die ander. Sy geloof groei met elke oorwinning. Hy kyk terug oor sy twyfel en weet, hy glo nou nog meer. En dan natuurlik die groot twyfelaar waarna daar altyd verwys word, Thomas. Thomas wat nie wou glo dat Jesus leef nie, omdat Jesus nog nie aan hom verskyn het nie. En dan weet ons mos dat Jesus toe wel aan al sy disippels weer verskyn het, en die keer was Thomas by. Wanneer Thomas dan Jesus sien, dan besef hy, dit is my Here en my God. En Thomas groei vanuit sy twyfel na 'n nog sterker geloof. Onthou vandag, geloofstwyfel is normaal, juis omdat ons mense nie die vermoë het om die misterie van God regtig te verstaan nie. Tog is dit juis hierdie groot, misterieuse God wat ook in ons twyfel na ons toe kom om ons hand vas te hou. Onthou ook, twyfel skrik God nie af nie. Hy verwerp nie twyfelmense nie en hy neem hulle nie kwaadlik nie. Veel eerder is hy die God wat mense harte verstaan, deernis daarmee het en wil hê dat ons midde in ons donker en ons twyfel, maar net by hom sal wees. Onthou, geloof is nooit 'n eindbestemming nie. Dis 'n sirkelreis. Soms sal ons met oorgawe glo en ander kere sal ons twyfel. Maar elke keer moet ons toelaat dat God ons deur ons twyfel nader aan hom bring en ons geloof sterker maak. Ja, twyfel kan lei tot nog sterker geloof, want God het 'n manier om denkende kinders die vryheid te gee en om dan ook opnuut te ontdek in die verhouding wat hy met hulle wil leef. Kom ons dank hierdie groot God. Here, U werkinge en die grootsheid van U koms, U dood en U opstanding sal altyd, al het ek dit al 1000 maal gehoor, vir my ook maar net soms 'n onverklaarbare, onverstaanbare misterie bly. Ja, Here, dankie dat U twyfelkinders nie veroordeel nie, maar dat U juis in die donker by ons kom sit. Here, dit is juis omdat U in 'n persoonlike verhouding met my wil staan, by my is, aan my hart raak, in my lewe is, wat ek kan glo, al verstaan ek nie. Here, help my om in my twyfel elke keer kinderlik maar net weer in U arms te val en te weet, U is God, ongeag, onverpoos, ongehinderd, ongetwyfeld. Amen.